Laastens, mense wil ons voordat ons kollekte opneem, wil ek net vir Riet Botha baie welkom sê. Riet, dankie dat jy hier na ons toe gekom het. Dis die eerste keer wat jy hier is. En ons sien uit na jou preek. Dankie. En dit is baie lekker. Sy is van die Petra Stichting. Hulle het 'n klompie dinge, ek weet nie of sy vir ons ietsie gaan vertel daarvan. Ek sal. Dit is altyd lekker om te hoor wat ander mense doen. So, ons gaan nou vra dat die diakens vir ons die kollekte opneem en dan gaan ek oorgee aan Riet. Baie dankie. 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 Ek kan seker maar so lank begin gesels terwyl julle opneem. Daar sy. OK, so ek is wil julle gehad het ek moet bid vir die kollekte? Is dit nie julle gewoonte nie? Dankie. Ek is Riet Botha en ek is betrokke by Bloemfontein Wes of Universitas Wes gemeente. Dis nou net 2 kerke weg van Bloemfontein Wes af. In Bloemfontein, ek is diensleraar. Dit beteken jy het 'n ander iets geswat voor die tyd en dan jy oorbrugging gedoen na die diensleraar baan toe. Wat deur die sinode dan geleentheid nie meer is met volle bevoegdheid van alle sakramente bedien ensovoorts. Daar's ook 'n ander baan vir die wat in elk geval belangstel is in die toekoms van mense met diens of bevoegdheid om te kan preek. So dit is ouderlinge of diakens waar daar by hulle behoefte is in die kerk om so iets nodig te hê. Want soos julle weet raak die dominees al hoe minder. Maar ja, vir enigiemand wat ook voel hulle is geroep daarvoor. Ook gesê ek moet praat van Petra Instituut. Dis 'n opleidingsinstituut, maar ons doen ook konsultasiewerk vir kinderbediening en kinderberading. So in die kerk ken ons nou kinderbediening as die sonnaarskool. Of dan nou in die ouer tyd toe ek groot geword het, was daar nog die kinderkraans ook gewees. Maar kinderbediening is baie wyeer. Dit is ook van hoe doen jy Bybelstudie by die huis? Hoe doen jy dit in die skool? Hoe doen jy saalopening? Hoe doen jy dit nou anderster as die skool nou nie meer die Bybelstudie of die saalperiode of die Bybelperiode hanteer nie. So. Dan ook die die Christelike berading is maar eintlik wat ons noem psychosocial first aid. So dit is vir leke beraders ensovoorts. OK. Kom ons begin sing. Ons eerste lied, ek het op die video's het ek dit saamgebring en die eerste lied is 'n medley of 'n samevoeging. Is almal nou mooi duidelik, kan almal mooi hoor oralster. Ek sien hy het hulp gekry van orals af, en klink as nog 'n echo, so laat ek nog 'n bietjie aanhou gesels voor ons begin, tot ons dit ook uitgesorteer het. Waaroor kan ek nog? Ons het die pad gery van Smithfield en Roewel af, dis nogal mooi, tot so 10 km voor Zastron. Was daar so 'n bietjie potholes en so aan, maar verder het dit 'n goeie pad gewees. As sy, lyk my die echo's is uitgesorteer. Nou kom ons staan en ons gaan sing, is 'n samevoeging, Jesus groot bo almal, o Heer my God, soos 'n wildsbok wat smag na water. Moet seker so toe wys.
Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, lewende woord. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, lewende woord. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, U grote naam, hoe heerlik Heer, U grote naam. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek waak. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek waak. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Ja, ek bring aan U die eer. Ons fotum of ons aanvangswoord vandag is: U bied vir my beskerming. U vry waar my van nood. Verbly julle in die Here.
Ja, regverdigers, ja, jubel dit uit. Almal met opregte harte, voorwaar, met jubelkrete van bevryding omring U my. En dit kom ook uit Psalm 32, waar die preek ook vandag uit is. So genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die werking van die Heilige Gees. Daar sê hy. Vandag is Lydingssondag. Ek dink julle het al gehoor, julle dominee vertel seker vir julle van lydingstyd. Is 40 dae voor Paasfees. En die 40 dae word dan opgedeel in verskillende weke. Nou dis die 4de Sondag van lydingstyd. En die Sondag word dan so opgedeel. In party kerke het hulle 6 kerse wat aangesteek is. En dan sal hulle nou die eerste 4 kerse doodplaas, dat die mense kan sien die beeld van daar's nog 2 wat brand. En die 2 wat brand is dan die volgende 2 Sondae voordat ons by Paasfees kom, voordat ons by die Vrydag van Paasfees kom. Ek het vandag vir ons, kom ons sê ook net eers hier van die Sondag van Paasfees is dan weer opgewek. So die liedere wat ons vanoggend gesing het is bietjie meer stadiger, meer aanbiddende tipe liedere, nie lofgesange en op, vinnige lofgesange nie. En in lydingstyd fokus op ons verhouding, ons elkeen op ons verhouding met Jesus. En ons ondersoek ook mooi hoe dit gaan. Hoe gaan dit tussen my, myself en Jesus? In Engels praat hulle van Lent. So as jy nou Engelse TV kyk of radio luister, is dit dan Lent en dit beteken ook lydingstyd of Lent is om vir God jammer te sê vir die verkeerde keuses en besluite. Maar dis ook 'n tyd om gelukkig te wees. Want ons kan God toelaat in ons lewe om ons meer en meer soos hy te kan maak. En is ook 'n tyd wat ons gelukkig kan wees, want God vat sy groot liefde en ons kan dit sien en ons kan dit voel. So party mense sal in hierdie tyd vas van iets. Nou vir een kind wat hier is op, is dalk meer as een. Vas beteken, jy eet nou nie ietsiekies, eet jy nie in die tyd nie. So party mense sal sê maar vas van suiker af. So dan elke keer as hulle gewoond was van suiker, dan as hulle koffie drink en daar's nou nie suiker in nie, is dit nou nie 'n tyd om depressief te wees en jammer te wees vir jouself nie, maar dan is dit 'n tyd om jou te herinner terwyl jy die koffie drink, dat ons bid en ons sê dankie vir God vir hierdie lydingstyd en dit is die op pad na die kruis toe vir 40 dae. Ander mense sal weer vas van sê maar sjokolade of chips of selfs van social media soos Facebook en Instagram ensovoorts. Ander mense wat weer voel nee maar hulle kan nie vas nie, hulle wil nie ontneem word van iets nie, sal 'n ekstra 10 of 20 minute insit in hulle Bybelstudie tyd of in hulle bidtyd. So dis nie noodwendig wat jy dan vas van iets nie, jy vas van bietjie ekstra van jou vrytyd. En ons steek die kers dan aan, ek het een saamgebring. Ek het nou een kers saamgebring, ons steek die kers aan om ons te herinner aan die teenwoordigheid van Jesus saam met ons. Hierdie is kerse wat deur my pa gemaak is, self met kookbotteltjies. So julle sal sien ek het hom op 'n lappie hierso vir as iemand bekommer het oor die preekstoel se hout. Maar ons steek die kers aan en ons het 'n bietjie stilte om daaraan te dink van Jesus is die lig in ons lewe. Met God saam is daar lig. Sonder hom het ons nie hoop nie. Sonder hom is daar geen hoop. Saam met hom is daar hoop. So kom ek lees daar's 'n ritueel wat daar 'n gedig oor geskryf is, laat ek hom lees. In die kerk is daar 'n ou tradisie van woestyn en berg, ruwe landskappe. Die landskappe word plekke van ontmoeting met God. Stilte word die plek waar jy jouself weer ontmoet. Dalk is dit waarvoor ons bang is. Miskien moet ons nou en dan daardie stilte kies. Kom ons sing saam. Jesus, alles gee ek U.
ons kan staan. Sit. Ons lees van die wet en dis 'n ander verwerking van die wet, maar kom ons lees saam. Die eerste gebod sê geen ander gode hê nie. So jy moet die drie enige God alleen vertrou. Van hom alleen die goeie verwag en hom bo alles lief hê. Ons mag geen beeld van God maak nie. So onthou, die Here is meer as jou gedagtebeeld van hom. Sorg daarom dat jy sy woord hoor. So word jy telkens gekorrigeer in jou skrale denke oor God. Sy naam nie ydelik gebruik nie. Onthou, die Here het jou lief. Leef uit sy liefde.
Anders misbruik jy sy naam. Geen werke op die Sabbat nie. Rus in God se genade in Christus. Hierdie rus word versterk by die eredienste. Eer jou vader en jou moeder. So gee erkenning vir hulle wat jou in die lewe help en respekteer gesag. Jy mag nie moord pleeg nie. Respekteer die lewe van ander mense. Dink, doen en sê net wat ander se lewe opbou. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Koester jou huweliksmaat. Wees trou aan mekaar. Hou jou seksueel rein. Wees trou in alle verhoudings. Jy mag nie steel nie. So hanteer ander mense se goed versigtig. Gee aan almal wat hulle toekom. Betaal jou skuld. Jy mag nie vals getuienis aflê nie. So moenie onwaar of halwe waar dinge oor ander mense kwytraak nie. Beskerm eerder ander mense se eer. Jy mag nie iets van jou naaste begeer nie. Gun ander mense ook vreugde in die lewe. Moenie dinge vir jou wil opeis wat aan ander mense behoort nie. Kom ons bid saam in verontmoediging voor God. Hier is ons Here, mense wat hier saamgekom het, om met ons bekommernisse en hartseer, met ons vreugde en ons drome. Hier is ons Here, mense wat druk besig is met studie en werk, en meester almal meegesleur word in die stroom van oppervlakkige gejaagdheid. Hier is ons Here, mense wat daagliks die godsdiens van geld, mag en status inasem en meedoen aan onreg en boosheid. Ons bid, laat ons tog nie goddeloos word en aan die realiteit om ons te gewoond raak nie. Laat die skare van geloofsgetuienis van alle tye ons bemoedig en uitdaag tot volharding in die geloof. Amen. Julle kan bly sit, ons doen 'n verkorte geloofsbelydenis, julle kan saam met my lees. Ons weet, ons is mense wat sonde doen. Ons glo, Jesus het vir ons gesterf en weer lewendig geword. Ons glo, hy het vir ons 'n nuwe lewe gegee. Ons wil hom met ons hele lewe volg. Kom ons sing ons vryspraaklied, dit is Vlam 406, ek wil kom stil word. Ok, ek dink die video moet daar geklik word. Asseblief. Partykeer gebeur dit dat my PowerPoint-program en die kerk se PowerPoint-program is verskillendes. Dan wil die video wat jy intrek nie altyd speel nie, maar ek het hom apart ook gebring. Ek wil kom stil word hier aan die voete. Ek wil kom hoor wat u vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir u Gees, Heer, as ek my vrae voor u kom lê. Want soveel mense sterf sonder Jesus, soveel mislei na die ewige dood. Daar's soveel oorvloed, selfsug en rykdom, wyl ander ly in hongersnood.
Ek wil kom vra, Heer, wat van die kinders wat nood en lyding glad nie verstaan, wat van die mens wat stukkend en seer is, wat van die een wat eensaam vergaan. As ek dan vra, Heer, waar is die liefde, moet ek erken, dit lê nog by my. Hier in my selfsug stap ek gevoelloos by nood en seer van mens verby. Maak my 'n beeld van Jesus se liefde, om in die nood u hande te wees. Ek gee myself aan u as 'n offer, onder beheer van die Heilige Gees. Hier staan ek voor u, net soos Jesaja, raak my nou aan met u heilige vuur, sodat ek oral u liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, u kan my stuur. Hier is ek, Heer, u kan my stuur. Dankie, kan weer sit. Kom ons bid saam, voordat ons begin saam lees en saam praat oor die skrif. God, u het ons vandag saamgebring om na u woord te luister, om u met hart en mond te aanbid. Maak alle stemme in ons stil, sodat ons alleen u woord hoor. Open deur die Heilige Gees ons verstand en hart vir u waarheid. Kom met die Gees in ons midde en seën ons. Maak ons vrymoedig om u en ons naaste met 'n opgewerkte hart te dien. Amen. As julle wil, kan julle solank begin opsoek na Psalm 32. Ek het hom ook op die skerm en ek gaan lees uit die Bybel vir almal. So die Bybel vir almal is 'n vertaling wat 'n baie letterlike vertaling is, maar hy is ook letterlik vertaal uit die Grieks en die Hebreëus uit meer eenvoudige taal reg, soos julle wil begin opsoek. So in lydingstyd herdenk ons die impak van ons sondes op ons lewe, asook die plan wat God gemaak het om ons sonde te kan vergewe. In die kerk volg ons 'n leesrooster, en die leesrooster wys hulle dan vir ons, en hulle gee vir ons 4 of 5 tekste vir elke Sondag. En dis vir my elke keer net so wonderlik dat hierdie tekste uit verskillende plekke uit die Bybel geneem is, maar dat die tema dieselfde is. So die een teks van die evangeliebriewe vir hierdie week is Lukas 15, en daar vertel van die verlore seun, wat huis toe gekom het en besluit het om alles daarso te laat staan, en na sy vader toe terug te gaan, en om in die oë te kyk en vir vergifnis te vra. In die briewe weer van wat die apostels geskryf het, 2 Korintiërs 5, het Paulus, praat hy van God, wat in Christus die wêreld met homself versoen, deur ons nie ons oortredinge toe te reken nie. Nou kan ek en jy saam met Here Jesus bly wees oor Jesus se lyding, want dit maak dat ons nie meer sondaars in God se oë is nie. Die Psalm 32 is geskryf deur Dawid, en hy begin ook met die Psalm van Dawid. Daar's ook 'n ander vreemde woord as jy in die ander vertalings kyk, en daai woord beteken, dit is die toonhoogte wat hy gesing moet word. Dis ook 'n oordenkingspsalm, en daar's 12 van die psalms, van die 150 psalms, is daar 12 wat oordenkingspsalms is. In 1 Johannes 1 staan daar ook geskryf van as ons sê dat ons nie sonde doen nie, dan bedrieg ons onsself, en dan aanvaar ons nie die waarheid nie. Maar as ons dit bely dat ons sondes doen, en dan kan ons seker wees dat God sal doen wat hy beloof het, en wat hy beloof het is dat hy regverdig sal wees en ons sonde sal vergewe
en hy reinig ons van alles wat ons verkeerd gedoen het. Maar Dawid het nou nie hierdie deel gehad toe hy gelewe het nie. So die psalm is geskryf rondom die tyd, of oor die tyd, wat Dawid gesondig het met Batseba. Nou, ek dink julle onthou wat gebeur het daarso. Die eerste deel was gewees, Dawid het nie gaan oorlog hou saam met sy manskappe nie. Dit was oorlogtyd. Nou, ek verstaan, in Afrika werk het ook so, jy gaan huis toe en dan gaan plant jy, en as jy klaar geoes het, dan hou jy oorlog. So dan, al die plekke werk het ook so. So in die Bybel het dit ook so gewerk. So het was tyd van oorlog, maar Dawid het by die huis gebly in sy paleis. En hy het by die venster uitgekyk, afgekyk op 'n ander huis. Dit was die gebruik dat die mense op hulle dak, as die huis nou 'n bietjie hoër was, het hulle op die dak gebad, en Batseba het daar gebad. En in plaas van laat Dawid weggekyk het hy aangehou kyk en hy het haar begeer. En maak hy 'n plan, hoe kan hy nou vir haar kry, dat sy by hom kan kom kuier. En daarna, na die kuier, ons weet nie hoeveel kuiers nie, maar in elk geval, sy het swanger geraak. En Dawid se oplossing vir hierdie probleem nou, wat nie sy vrou is nie, wat sy het eintlik 'n ander man, is om haar man van die oorlog af te laat kom, om vir hom te kom sien. En die man gaan toe nie huis toe en gaan slaap by sy vrou, hoor nie. Hy slaap by die tempelpoort, waar al die ander manne slaap. Want hy wil nou nie die verkeerde ding doen, om in die tyd van oorlog, wat die reël was dan, is van jy gaan nie huis toe en gaan slaap by jou vrou nie. En nou kan hulle nie, daai oplossing kan Dawid nou nie gebruik van hoekom Batseba nou swanger is nie. So hy maak 'n nuwe plan, en hy reël met die hoofouens in die oorlog, laat haar man moet nou aan die voorkant veg, sodat hy kan eers doodgaan, en dit het ook so gebeur. So kom ons lees saam, van Psalm 32, vers 1 tot 11. Dit gaan goed met die mens, wanneer die Here hom vergewe, van Dawid 'n lied. Dit gaan goed met 'n mens, wanneer die Here hom vergewe, dat hy opstandig was, wanneer die Here hom nie straf oor sy sonde nie. Dit gaan goed met 'n mens, wanneer die Here nie sê dat hy skuldig is nie. Dit gaan goed met 'n mens, wat nie ander mense bedrieg nie. Ja, toe ek stil gebly het oor my sondes, het ek die hele dag gekla en gesug. En ek het maar geword, want U het my elke dag en nag gestraf. Dit het gevoel of daar 'n vuur in my brand. Selah. Nou daai Selah beteken, gee 'n klein stiltetjie en reflekteer op wat jy nou gehoor het. Toe het ek my sonde vir U bely. Ek het nie probeer wegsteek wat ek verkeerd gedoen het nie. Ek het gesê, ek sal vir die Here bely dat ek opstandig was, en U het my sonde vergewe. Selah. Daarom moet elke mens wat in U glo, tot U bid wanneer dit met hom sleg gaan. Dan sal die watervloed hom nie wegspoel nie. U beskerm my. U hou my weg van gevaar. U maak my vry en ek kan daaroor sing. Nou is dit die Here wat praat. Ek wil jou leer om vir jou te sê hoe jy moet lewe. Ek wil jou raad gee en ek wil kyk wat jy doen. Jy moenie soos 'n perd of 'n muil wees wat dom is nie. 'n Mens moet 'n stang en 'n toom hê om so 'n dier mak te maak en hom by jou te hou. Dit gaan baie sleg met die mens wat verkeerd doen. Maar die Here doen wat hy beloof het vir die mens wat in hom glo. Julle almal wat reg lewe, julle moet bly wees. Julle moet juig oor wat die Here gedoen het. Julle almal wat eerlik lewe, julle moet bly wees en skree. Soos vroeër gesê het, praat ons van lydingstyd en dis 'n viering van vergifnis. En eerstens is daar genade, soos in die Ou Testament herhaaldelik gesê word en ook geskryf word van die Here is barmhartig en genadig,
stadig om kwaad te word, oorvloedig in liefde en gereed om die straf weg te vat. Maar die vreugde wat Dawid hierso vir ons sê, van selfs skree van blydskap, is oor volle vergifnis. Word in die eerste 2 verse ook van hierdie Psalm gewys. Kom ons gaan terug soontoe. Hy skryf hierso, dit gaan goed met 'n mens wanneer die Here hom vergewe dat hy opstandig was, wanneer die Here hom nie straf oor sy sondes nie. Dit gaan goed met 'n mens wanneer die Here nie sê dat hy skuldig is nie. Dit gaan goed met 'n mens wat nie ander mense bedrieg nie. So ons kyk na die betekenis van die woorde hierso wat hy gebruik, beskryf hy wat God doen wanneer hy 'n mens vergewe. So om te vergewe is hy lig en hy verlig die skuld van die sonde wat op ons is en hy neem dit weg. En dat dit goed kan gaan, die ou vertaling sê God bedek ons skulde las. So hy bedek die sonde en hy neem dit weg uit die oog uit. God hou ook die boek van die kwaad nie. So wanneer God vergewe, kies hy nie meer om jou sonde te onthou nie. Maar ek gaan net weer terug daarna die prentjie toe. Tog het Dawid gesukkel om sy sondes te bely, om jammer te sê daarvoor. So hy het stil gebly oor sy sondes en hy het elke dag net gesag en gekla. Die ouer vertalings praat van sy gebeendere het seer geword. Want hy het elke dag en nag het hy gevoel God straf hom. Dit is nie wat gebeur regtig nie. Dit is die afwesigheid van God as gevolg van sy sonde wat hy gevoel het is die straf. En hy het gevoel dit brand soos 'n vuur in hom. So Dawid het gekla van sy skuldig voel, maar hy het nie so ver gekom om jammer te sê vir sy sondes nie. Ons wonder hoekom. Hoekom sou hy nou nie jammer sê oor sy sondes nie? Die jammer sê sou nie net gefokus het daarop nie, maar gefokus het op God se vergifnis. So die grootheid en die ernstigheid van Dawid se sonde maak dat God hom kan vergewe. Dawid sê nadat hy gesondig het, het hy stil gebly. Dit is toe dat die moeilikheid begin het, nê. Ons probeer dikwels om ons eie skuldgevoelens te bestuur. Ons probeer om ons skuldgevoelens te hanteer. Ons probeer om ons skuldgevoelens weg te redeneer of te rationaliseer. Ons probeer soms ook om te blameer, ander te blameer daarvoor, maar daai het dit ook gedoen, sodat ons minder skuldig hoef te voel. Eers toe Dawid tot sy sinne kom en besef dat hy sy sondes aan God weer moet bely, is hy vergewe. Dawid beskryf ook dat sy skuld deeglik hanteer is en vergifnis het hy van God afgekry. En hy maak dit ook eenvoudig, deur te sê, hy het net eenvoudig sy sonde bely, deur dit te noem wat hy gedoen het. So hy het volle verantwoordelikheid gevat vir die sonde wat hy gedoen het. Ons vat ons sondes en ons sit dit dan voor God neer, soos wat Dawid dit gedoen het. En wanneer ons dit doen, kan ons met selfvertroue, soos Dawid, die vreugde daarvan hê, van vry wees en te leef. In hierdie Psalm later wil Jesus ook vir ons leer van hoe om gelukkig en geseënd te kan wees en nie skuldig hoef te voel of onsself en ons sonde vir God weg te steek nie, maar openlik voor hom te kan bely. Elke mens wat sy sonde bely, sal die vreugde en die vrede en die hoop ervaar wat hierdie vergifnis sal bring. Maar Dawid het geweier om dit te erken teenoor ander en teenoor homself. Hy het selfs geweier om te dink eers daaroor. Sy oneerlikheid het hom gepla en hy het geestelik nie goed gevoel nie. Maar ook sy lyf, dinge was nie lekker in sy lyf nie. Sê hy kon nie geëet het nie, hy kon nie slaap nie. Sy verligting het eers gekom toe hy sy derms moes uitgeruik het, as ek daai spreekwoord kan gebruik, om jammer te sê vir God, vir wat hy gedoen het. So miskien kan ons wens dat dit altyd so is vir alle mense. Maar dit lyk vandag asof mense in die wêreld rondloop en hulle het baie sondes wat ons kan sien. Wat hulle aan God behoort te bely, maar wat hulle nie doen nie. Ons praat nie nou van sonde
van meer alledaagse goeder soos om 'n mooi kollega by die werk voor oogies te maak nie, of al is jy getroud, of om te kroek met jou belasting, of om te vloek of lelik te praat nie. Ons praat nie hier van dit nie. Ons praat van mense wie se misdade groot is en soms verskriklik ook is. Ons praat van mense wat geweldige dade pleeg, leiers van lande wat ons by die TV sien, wat bomme laat val op ander mense, op vroue en kinders laat val, en tog kry hulle dit nie reg, dat hulle skuldig voel daaroor nie. Dit word nie aan hulle binnekant, word hulle nie verskeur soos Dawid nie, homself beskryf nie, maar hulle voel gelukkig en tevrede, en sien nie nodig om hulle sonde te bely, of om anders te lewe nie. So wat is dan die verskil tussen daardie mense en Dawid? En ek gaan nou nie eers gaan na korrupsie in ons eie land en in ons eie munisipaliteit ensovoorts nie. Kom ons hou dit 'n bietjie verder. Die laaste vers van Psalm 32 skryf hy, 'n sekere groep word uitgenooi om bly te wees in die Here. Kom ek gaan weer terug na dit toe. En wie is die groep wat die uitnodiging ontvang? Die regverdiges, die opregtes van hart. Mense wat soos Dawid 'n regverdige en 'n opregte persoon is, wonder nie oor God se bestaan nie, maar is oortuig dat God wel bestaan, dat hy heilig is en goed is en hy haat sonde. Hulle glo ook soos Dawid dat die goeie en die heilige God wat bestaan ook baie aandag gee aan ons elke dag se lewe. Maar wat hulle nie glo nie, of wonder of eenmal is daar dalk 'n God iewers. Die regverdige mense wonder nie daaroor van, is daar miskien 'n God elders nie. Hulle ken ook nie daai God wat hulle oorwonder se karakter nie. Hulle praat soms van die ou man daarbo. In hulle lewe ook soms asof hierdie ou man nie hulle gedrag en hulle karakter kan sien nie. Hulle kan ook nie weet dat God omgee oor wat hulle doen nie. Want hulle het lankal ophou aandag gee oor wat ander mense of hulle self dink oor die lewe op aarde. Want niemand kyk in elk geval na hulle nie. Maar die mense wat regverdig is en optree, soos wat Dawid nou hiervan praat, hulle weet van beter. Hulle ken God. Hulle is lief vir God. As 'n kommentator wat skryf, sy naam is James L. Mays. Wanneer ons iemand anders, soos jou man of jou vrou, 'n ouer, 'n vriend, 'n buurman, iemand met wie jy in 'n verhouding is, onreg aandoen en ons weier om dit te erken, voel ons skuldig. Dis normaal. Wat daai skuldgevoel kan ook in bitterheid oorgaan as daar onvergewingsgesindheid ook by is. So verkeerd wat ons doen, moet ons probeer om dit in woorde om te sit, sodat die woorde beskikbaar is om hanteer te word. Dit is nou nie meer net gevoelens of dit was 'n kyk of dit was 'n iets nie. Daar's nou woorde om mee te kan werk. En dan begin hierdie verkeerde wat weggesteek is, word dan deel van ons identiteit. Maar daai woorde help ons om te kan uitdruk wat is dit, sodat dit nie deel van ons identiteit kan word nie. Want daai verkeerde goeders benadeel ons. Dit verhard ons harte. Dit verminder en verklein ons vriendskappe. En dan in daai stilte word elke beproewing of probleem word dan vir ons soos 'n oordeel van God. Dawid het ook hier gesê, U straf my die hele tyd. Maar dit is nie hoe ons liefdevolle God werk nie. Maar die mense wat nie die regte God ken nie, vir hulle voel dit so. So God wat vergewe is wanneer God bedroef word. En ons voel sleg, ons voel skuldig, ons weet God verwag beter van ons. En dat God ons toerus om ook beter te kan wees. Die vermoë om in ons sonde en liefdevolle verhouding met die Allermagtige Skepper God van alles te wees, is moontlik in elkeen van ons se lewe. Rudolf Botha skryf ook hierdie week, ek dink as jy daai E-kerk se nuusbriewe lees, praat hy van ongehoorsaamheid aan God maak ons broos. So dit maak ons bietjie gevoelig. Want waarom mag ons nie begeer nie?
wat is so gevaarlik daaraan om te begeer? En hy beskryf hierso van menslike begeertes is daar niks meer verkeerd nie. Ons begeertes is ons veronderstel om ons na God toe te lei. Maar die punt is ook dat die lewe die mekaar is. En die lewe gee nie om oor ons begeertes nie. Hulle is nie daarop ingestel oor my en jou se begeertes te bevredig nie. So as jy voel dalk goed vir 'n klein rukkie met 'n begeerte, maar dan berei jy jouself voor vir teleurstelling. Want daai whatever dit is wat jy begeer het en dan nou gekry het, dit bly nie lank lekker nie. Dan begeer jy weer ietsiekie anders. En jy gaan teleurgesteld word. Maar hoe meer onrealistiese goeders ons begeer, hoe meer gaan ons teleurgesteld wees. So die oplossing hiervoor is, begeer dan minder. Dan verminder jy jou ontnigterings. So daar's 2 maniere om te kry wat jy wil hê of begeer. Is om meer en meer en meer te moet koop dan, en dan kan jy nog meer en meer en beter kry, of die ander manier is dan om minder te begeer. Maak reg dit wat jy het. So om ons sonde vir God te vra om te vergewe, gee ons hoop. En ons voel vry, en ons voel beter. En dit is wat God van ons verwag. En dit is ook hoekom God gepraat het van Dawid is 'n man na God se hart. Dit word op 'n hele paar plekke word dit geskryf. En Dawid was baie sondig. Hy het baie verkeerde goeders gedoen. Maar hy was nog steeds 'n man na God se hart. Want hy het elke keer teruggekom en bely en vergifnis gevra. En as daar 'n konsekwensie was vir sy sonde, soos hierdie swangerskap wat hy gehad het met Batseba, daai kind is toe oorlede aan die einde, toe hy gebore is. Voordat ons soontoe gaan, kom ek bid vir ons skuldbelydenisgebed. So kom ons bid saam vir hoop. O Here, met smart en teleurstelling bely ons voor U dat ons gefaal het en U teleurgestel het. Om te dink, U het soveel vertroue in ons gestel. Vir soveel jare is U woord al onder ons verkondig. Maar het dit so min vrug gedra. Ons het nie soos verloste mense gelewe nie. Omdat ons so min liefde, vreugde en toewyding uitstraal, is daar nog steeds mense, selfs in ons eie familie en vriende, wat U nog nie aangeneem het en aan hulle Here en verlossing behoort nie. Selfs mense wat hier in ons gemeente gedoop is, in ons midde groot geword het koud geword en weggedraai van U af, o Here. Die mag van geweld en haat, materialisme van die verlede, is nog steeds in ons. Ons verontmoedig en ons kom voor U in skaamte en ons pleit by U, Here Jesus Christus, om ons te vergewe. Amen. Kom ons sluit af met die oorwinningslied. U kan staan. Kom ons kyk of hy gaan begin. Ek dink as jy net klik daar op daai Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde
Christen wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. So geliefde kinders, julle is altyd by my en alles wat myne is julle sin. Vier fees en wees bly. Amen. Ons sing die Amen lied a cappella.